Hartlik goeiemôre. Mag die Here u baie ryklik seën en sy wonderlike doel bereik. Nou 'n jagluiperd, liewe vriende, kan teen 'n spoed van 87 km/h vir 500 meter hardloop. En dan die vinnigste wat hy kan hardloop word daar gesê is 112 of tot 120 km/h. En dit beteken dat hy 3 en 'n halwe hale per sekonde hardloop. Dit is 24 meter per sekonde wat 'n jagluiperd dan kan hardloop dan. So liewe vriende, geweldige vinnige spoed wat hulle doen en hulle het dit nodig om hulle prooi te vang en saam met dit het hulle goeie sig ook nodig en beweeglikheid wat maak dat hulle dan hulle prooi so kan vang dan ook om sodoende suksesvol te wees. Die vraag vir oggend is: wie kan so bid dat die Here hom hoor? Liewe vriende, bid u so dat die Here u hoor? En nou is dit niks om 'n towerwoorde te gebruik nie. Daar is nie iets in gebed soos towerwoorde of 'n towerresep nie, liewe vriende. In die volgende paar tekste sal dit vir u wys. Psalm 66 vers 18 sê: As ek ongeregtigheid bedoel het in my hart, sou die Here nie gehoor het nie. Nou natuurlik sê die Bybel hierso, wie hoor die Here? Hulle wat nie ongeregtigheid bedoel in hulle hart nie. Die woordjie bedoel dra die gedagte oor van look at with favor. Met ander woorde, hy of sy wat dieselfde oor sonde voel as die Here, hulle gebede sal verhoor word. Maar iemand wat sonde in enige vorm en enige mate verdedig, hulle gebede sal nie verhoor word nie. Habakuk 1 vers 13 sê: U wat te rein is van oë om die kwaad aan te sien en die onreg nie kan aanskou nie. Dit is die Here wat so oor sonde voel en u moet net dieselfde oor sonde wees, veral in die eie lewe. Vergeet die ander mense nou, in die eie lewe moet jy so erg oor sonde wees. En hulle wat bid, die wat in daardie verhouding is met die Here, hulle gebede sal sekerlik verhoor word dan ook. Dan is daar nog 'n saak, liewe vriende, en dis hulle wat God se wet reg hanteer. Ag, daar's so baie in ons dag wat wil maak of die wet van die Here glad nie meer van krag is nie en niks meer kan doen nie. En die mense dwaal verskriklik en hulle sal ook nie die seën van die Here in hulle lewe ervaar soos wat hulle moet doen nie. In Spreuke 28 vers 9 staan daar: wie sy oor wegdraai om nie na die wet te luister nie. Dit is nogal 'n groot saak, liewe vriende, terwyl so baie mense dit in ons dag doen. Selfs sy gebede is 'n gruwel. Weet jy, liewe vriende, dis 'n verskriklike teks hierdie. Hy wat sy oor wegdraai en nie na die wet van die Here wil luister nie, wat nie na die woord van die Here wil luister nie, wat som op sy eie godsdiens wil lewe en sy eie reëls wil maak. Die Here sê, selfs al bid hulle, al doen hulle wat geestelik is 'n gruwel. En weet jy, liewe vriende, baie sê vandag dat die Here hulle nie hoor nie, maar kyk hoe hanteer hulle die wet van die Here. Spreuke 21 vers 13 sê: wie sy oor toestop vir die geskree van die arme. Dis nogal 'n geweldige saak hierdie wat die Bybel hier kom sê. Hy wat sy oor toestop vir die geskree van die arme, hy sal self ook roep en nie verhoor word nie. Beteken dit hier dat ons nou alles wat ons het aan die armes moet gee en dat jy self nie iets oor het om te leef nie? Dis beslis nie wat die Bybel hier bedoel nie. Liewe vriende, die saak wat hier baie duidelik eintlik beklemtoon word is dat daar simpatie sal wees met hulle wat in nood is en waar dit in jou vermoë is en soos wat die Here op jou hart lê om daardie te help. En dat die Here sekerlik dit sal raak sien wanneer jy ook dit wat die Here aan u gegee het om weer aan ander te gee en jy doen dit in opdrag van die Here, dat die Here dit sal kom seën. Jy weet, Psalm 34 vers 16 sê die oë van die Here is op die regverdiges en sy ore tot hulle hulp geroep. En sekerlik sal die Here dit so kom seën. Vers 18 sê: hulle roep en die Here hoor en hy red hulle uit al hulle benoudhede. Dis hulle wat nog simpatie het met ander mense, liewe vriende, wat ag gee ook op die stem van die Here om te doen dit wat die Here vra. Die Here sê hulle gebede hoor hy. En liewe vriende, ons kan so na die Here toe kom en so op die Here kom vertrou dan ook. Psalm 145 vers 19 sê: hy vervul die wens van die wat hom vrees en hy hoor hulle hulp geroep en verlos hulle. Nou, liewe vriende, is dit nie wonderlik dat die Here dit kom doen, die wat hom vrees. Weereens, liewe vriende, gebed is nie towerwoordjies nie. Dit gaan oor 'n verhouding en
Die mense wat die Here liefhet, wandel ook in die vrees van die Here, want hulle wil nie die Here bedroef nie. Hulle wil nie oneer bring op die naam van die Here nie. Diese gebede word verhoor. 1 Petrus 2 vers 17 sê, julle moet almal eer, die broederskap lief hê, God vrees, die koning eer. Liewe vriende, weer eens 'n duidelike saak uit die Bybel uit. Julle moet almal eer, die broederskap lief hê, God vrees. Ons moet dit doen. As jy wil hê dat jy gebede verhoor moet jy in daardie verhouding met die Here leef. 2 Korintiërs 7 vers 1 sê, terwyl ons dan hierdie beloftes het, geliefdes, laat ons van alle besoedeling van die vlees en die gees reinig en laat ons die heiligmaking in die vrees van God volbring. En dis die verhouding waarin ons moet wees met die Here, in heiligheid, in die vrees van God. Daarin wandel ons, dit volbring word in ons lewe, dan kan God ons gebede kom verhoor. Wil u nie so op die Here kom vertrou? Wil u nie opnuut u verhouding ondersoek? Hoe is u verhouding met die Here? En dat dit reg sal wees en die Here u kan hoor. Kom ons bid. Ons dierbare Here, ons bid vandag vir elkeen dat ons in die regte verhouding met u kan wees en dat ons kan bid en dat u dit kan gebruik dat ander by u mag uitkom, dat u ons sal verhoor. Amen.